Halleluja. Geliefdes, wees gegroet in die kosbare naam van die Here. Pastor Bjorn en sy eggenoot, die beheerraad, die gemeente, wees gegroet in die mooie naam van Jesus. Baie dankie Pastor Bjorn vir die voorreg vanoggend om die kansel hier te gebruik en die woord van die Here ook te open, benewens die feit dat ons broer van der Poel vanoggend gaan orden, gaan ons net saam met mekaar die woord van die Here na kyk en hoor wat sy Gees vanoggend vir ons wil sê. So spesiale welkom aan my vrou van 40 jaar. Dankie dat jy hier is en my seun Edwin. Ek is geseën deur die Here om saam met haar hier te wees. Sy is verlede jaar gediagnoseer met borskanker in Augustus en 2 weke later het sy 'n dubbele mastektomie ondergaan. En ek wil miskien vir hierdie gemeente vra, wanneer julle bid, dink aan ons. As gesinnetjie, is moeilik om haar te sien stoei deur die siekte en chemo en whatever. Maar ons is nog geloofsmense. Ons glo nog in die krag van God om diagnoses en prognoses om te draai. Het ek so getuienis in die plek. Amen. Ons is nog geloofsmense. Halleluja, ons dank die Here vir sy goedheid en genade. Ek wil vanoggend die teks saam met u oopmaak vir 'n rukkie en saam met u lees Romeine 8, 31 tot 37. Romeine hoofstuk 8, 31 tot 37. Amen. As u gereed is, kan u net sê amen. Die teks lees dan as volg: wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Dan vers 37 word my ankerteks, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons liefgehad het. Die apostel wat hierdie woorde neerpen, sy sendingreise het hom ook deur Griekeland geneem. En dit is baie moontlik dat hy hier dalk Griekse mitologie in gedagte gehad het wanneer hy praat van meer as oorwinnaars in die 37ste vers. Dit is interessant dat volgens Griekse mitologie het hulle gode gekies volgens hul vermoë om die berg Olympus uit te klim. So byvoorbeeld het hulle God Zeus sy ereplek gekry deurdat hy die hoogste van 46 pieke van hierdie berg Olympus, naamlik Matthiakis, wat 2917 meter hoog is, uit te klim. En Zeus is gekroon as 'n Griekse god. En as jy
tot by die piek gekom het, dan is jou hand omhoog gehou en was daar gesê, jy is 'n oorwinnaar. Maar dan moes jy weer afgaan na die basis van die berg. En dan het hulle gewigte om jou gehang. En dan moes jy weer die berg uitklim om by die piek te kom. Baie het sommer by die basis al gesê, ek sien nie kans nie. Ander het halfpad gekom en opgegee. Maar dit was slegs hulle, wie met gewigte en al, dit weer gemaak het tot by die piek. Hulle hand was weer hoog gehou, en daar was van hulle gesê, julle is meer as oorwinnaars. Dit is interessant dat Paulus juis hierdie uitdrukking gebruik, meer as oorwinnaars, want sy lesers in hierdie historiese konteks het presies verstaan wat hy bedoel. Wanneer hy praat van meer as 'n oorwinnaar. Jy sien, in die Grieks is daar een woord vir die 3 woorde in Afrikaans, of die 3 woorde in Engels. Meer as 'n oorwinnaar, of in Engels, more than a conqueror. In die Grieks is daar net een woord vir hierdie 3 woorde, en die woord is Hupernico. Jy hoef dit nie te onthou nie, ek probeer dit net beïndruk. Die woord in Grieks is Hupernico. Hierdie is 'n interessante woord, en hy word opgemaak uit 2 woorde. Die eerste deel is hupo, wat beteken onder. En nikau, wat beteken geweldige oorwinning. So wanneer hy praat van Hupernico, dan praat hy van uitbundige oorwinning, terwyl die gewigte van lewe aan jou hang. Huper beteken onder. Nikau is 'n uitspattige, of 'n uitbundige, of 'n triomfantelike oorwinning. Jy sien, wanneer ons praat van meer as oorwinnaar, moet ons dalk bietjie meer versigtigheid aan die dag lê, want die volgende vraag is, watter gewigte hang aan jou? As ons luister na preke en veral ons televisie persoonlikhede, dan word ons kerkwêreld of die geloofsgemeenskap word gebombardeer met hierdie, ek noem dit sommer, hierdie bless me boodskappe. Waar mense vir jou verkondig dat alles gaan goed en gaan mooi met die een wat die Here dien. Hulle preek vir jou boodskappe van voorspoed en boodskappe van seën, en niemand sê vir jou, as jy claim sou lê daarop, dat jy meer as 'n oorwinnaar is die volgende vraag, wat hang aan jou? Jy sien, ons is nie meer as oorwinnaars as gevolg van die afwesigheid van die gewigte van lewe nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar omdat ek bereid is om te dra aan die gewigte van lewe en tog God te loof en God te prys en God te aanbid. Dis nie en ek hoop ek praat vanoggend met mense wat sê ek sal die Here dien ten spyte van. Ek hoop ek praat vanoggend met mense wat nie net al hulle eentjies in 'n ry wil hê, die lewe moet op u glimlag voordat u dit waag om die Here te prys. Nee, daar's 'n paar van ons wat al lê ons plat op die kruitvloer van lewe, hef ons nog ons hande op en sê die Here lewe.
Hierdie man wat hierdie boodskap skryf sê ons is verleë, maar ons is nooit verlaat nie. Hy sê ons word in alles verdruk of onderdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Hy sê ons word neergewerp, maar ons is nooit vernietig nie. Is daar iemand wat weet wat is dit om neergewerp te wees? Is daar iemand wat weet wat is dit wanneer lewe 'n uitklop hou tot jou gerig het? Maar daar is een wat in my hoek is, wat sê, staan op, ons loop nog 'n myl. Om te leef meer as 'n oorwinnaar beteken nie om te leef sonder die laste van lewe nie. Om te leef meer as 'n oorwinnaar het daarmee te maak dat ek loop met gewigte. En elkeen van ons se gewigte is uniek. Iemand mag sukkel in 'n ongemaklike huwelik. Iemand anders het 'n seun wat heeltemal die pad verlore geraak het of die klits kwyt geraak het. Ander van ons sit in finansiële verknorsings. En ander van ons het gehoor ons het jou nie meer nodig nie. Die werk sluit nou. Ons word onder administrasie geplaas en ons moet werkers aflê en jy is ongelukkig. Een van hulle. Om meer as 'n oorwinnaar te leef beteken nie ek leef in denial oor my krisisse en my storms en my laste. Nee, dit is daar. Maar die feit dat ek deur 'n storm gaan, beteken nie die storm moet in my wees nie. Ek sê die feit dat ek in 'n storm is, beteken nie die storm hoef in my te wees nie. Ek sê as ek in 'n storm is, die storm hoef nie in my te wees nie, want groter is hy wie in my leef as hy wie in die wêreld is. En die apostel los ons nie in die duister oor wat hierdie dinge is waarmee ons reis aandurf nie. Vers 33 praat van die gewig van beskuldigings. Hierdie hoofstuk begin, die 8ste hoofstuk, begin met beskuldiging. Maar hy eindig met niks kan my skei nie. Thank you. En die apostel lys die dinge van lewe. In vers 34 praat hy van die gewig van beskuldigings. Die gewig van veroordeling. Vers 35 praat van die gewig van verdrukking, van benoudheid, van vervolging, of honger, of naaktheid. Dit wil sê die gebrek aan die aardse noodsaaklikhede, soos kos, klere, huisvesting, en sovoorts. Hy praat van die gevaar van swaard. En hy, wie Paulus was gedurig blootgestel aan gevare. Hy het skipbreek gelei in Handelinge hoofstuk 27, waar hy vir dae lank nie die son gesien het nie. En nadat hulle skipbreek gelei het in die 27ste hoofstuk van Handelinge, kom hulle net op planke aan, by 'n eiland met die naam van Melite. Ek weet nie of u al by 'n plek was waar alles in jou lewe so stikkend en uitmekaar uit was, dat jy in 'n plank moes aankom. Maar Paulus en die bemanning wat saam met hom op daardie skip was, kom op planke, dit wil sê wat oorgebly het van die skip. Kom hulle aan op 'n eiland met die naam van Melite. En op die eiland in die 28ste hoofstuk van Handelinge, toe hulle aankom,
toe maak Paulus 4 houtjies bymekaar om 'n vuur te maak, want dit was koud en dit het gereën. En in die dat hy hout bymekaar maak, toe byt 'n slang in sy hand. En Bybel sê, skud die slang af in die vuur. En die mense van Melite het gewag dat hy sou opswel en sou dood neerval, want dit het gewoonlik gebeur met iemand wat deur so 'n slang gepik word. So wanneer die apostel hierdie goed skryf hy dit nie uit 'n vakuum uit nie. Wanneer hy hierdie goed skryf, dan deel hy met ons wat is die gewigte, die krisisse van lewe wat ek, Paulus, moes dra. En in die lig van daai goed staan ek steeds meer as 'n oorwinnaar. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ek is nie meer as oorwinnaar in die afwesigheid van krisisse. Ek is 'n oorwinnaar ten spyte van. Ek sê ten spyte van is ek 'n oorwinnaar. En mense wil dikwels wegdeins van die gewigte van lewe. Mense soek graag voorbidding om te help met die gewigte van lewe. Ek weet nie hoekom dit so is nie, maar God het dit so bestem, dat sekere goed los hy net so op jou skouers. Paulus het gesê, Here, ek is al 3 maal met die vuis geslaan. Kan u my nie help nie? En God sê, nee, dis hoe ek gaan help. My genade is vir jou genoeg. Ek gaan jou nie uit dit uithaal nie, maar ek gee jou 'n grace om in te hang daar. Ek wil vir iemand vanoggend sê, mag die Here jou 'n genade gee om in te hang daar. En wanneer ander opgee, dan is jy steeds daar. Wanneer ander verwag jy moet alles neersit, dan sê jy, hoe kan ek dit neersit? Ek het te ver gekom om nou te los en neer te sit. Hierdie woord Hupernico is 'n baie interessante woord, want hy skets die prentjie van 2 persone wat in 'n gym is. En hy skets die prentjie van iemand wat besig is, Pastor Bjorn, met bench presses. Nou, ek het nie altyd hierdie knop gehad nie. Daar was ook 'n tyd daarom ook in my lewe, dat ek ook bench presses gedoen en gehad het, en my vrou was baie erg oor my toe ek so gelyk het. Die punt wat pastoor wil maak hier is, hierdie prentjie is die prentjie van 2 mense in die gym, en besig om bench presses te doen. Nou, wanneer jy bench presses doen, gaan gym jy altyd met 'n maatjie. Right? En terwyl jy op jou rug lê op die bank en die gewig moet stoot, dan staan jou maatjie oor die gewig. En soos jy stoot, so help trek jou maatjie. Is ek reg as ek dit sê, doen? So help trek jou maatjie die gewig. En dis die presiese prentjie wat Hupernico vir ons wil sê. Hy sê, terwyl julle onder die gewigte van lewe lê, staan die Heilige Gees bo oor die gewig. En soos jy stoot, halleluja, so trek hy op. Oh, halleluja. Ek is nie alleen in hierdie krisis nie. Ek het 'n maatjie, die Grieke noem hom Parakletos, vertaal na helper. Hy staan oor my gewigte, terwyl ek lê onder my gewigte. En soos ek stoot, so trek hy. En uiteindelik lyk dit, ek het oorwin, maar iemand wat eerlik is, sal weet, as dit nie vir die Here was nie. As dit nie was dat hy bo oor die gewig gestaan het waaronder ek lê,
sou ek nooit kon vermag het wat ek vermag het nie. Ek sou nooit kon gekom het waar ek gekom het nie. Ek sou nooit kon wees wie ek is as dit nie was vir Parakletos, die Heilige Gees, my helper. Huper onder Nikau geweldige oorwinnaars. Ek spreek oor hierdie huis geweldige oorwinning. Ek spreek dit oor die lewe. Ek weet nie waardeur u gaan en waarmee u stoei nie. Ek wil u net hierdie versekering gee, terwyl jy onder lê, is daar iemand wat bo-oor staan. En selfs wanneer jy voel, jy kan nie meer nie, selfs wanneer jy voel, dit is genoeg, sê 1 Korintiërs 10:13 vir ons, want geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, hy sal ons nie bokant ons kragte versoek nie, en saam met die versoeking stuur hy die uitkoms. Ek weet dit voel moeilik daar, maar God sê, ek sal jou nie bokant jou kragte versoek nie. Ek weet die blok brand daar en dit is benoud daar waar jy is, maar God sê, ek staan hier en ek staan oor jou gewigte en met my oor jou gewigte sal jy okay wees. Daar waar jy is. Ek sê jy sal okay wees, want hy staan bo oor jou gewigte. Ek weet nie wat ek sou gedoen het, as dit nie was dat die Here aan my kant was nie. Ek weet nie waar ek sou wees, as dit nie was, dat die goedheid van die Here by my was nie. Nie omdat ek cute en oulik is nie, nee, sommer net omdat hy God is. Sommer net omdat hy God is. En die lieddigter leer ons en sê, sy kinders, verlaat hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Meer as oorwinnaars. Halleluja. Halleluja. Meer as oorwinnaars. En vanmôre is God by u en by my. Die 121ste Psalm beskryf hom as die bewaarder van Israel, wat nie sluimer of slaap nie. Psalm 27 beskryf hom en sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? En al word 'n laar teen my opgeslaan, nogtans sal ek nie vrees nie. En dan sê Psalm 84:12, die Here is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Die Here sal die goeie nie onthou aan hulle wie in opregtheid voor hom wandel nie. En dan sê die profeet in Jesaja 41, waarom sê jy, o Israel, en spreek jy tot o Jakob, dat jou reg by God verbygaan, of dat jou weg by die Here verborge is? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee aan die vermoeide krag, en hy vermenigvuldig sterkte vir hulle wie geen kragte het nie. Die jonge struikel en die jonge manne word moeg, maar hulle wie op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? En as julle dan deur die water moet gaan, is ek by julle. En die riviere, dit sal julle nie oorstroom nie. En as julle deur die vuur moet gaan, die vlam sal julle nie skroei of brand nie. Sulke beloftes van hom wie by my is,
behoort dit enige mismoedige op te tel en te sê, as God so sê, dan sal dit so wees. Halleluja. As God so sê, dan sal dit so wees. Hy is geen mens dat hy so lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie waar maak nie. Job 23:14, die Here sal volbring wat oor my besluit is. As mense wat reken dat hulle oor ons toekoms kan beslis, vir hulle het ons nuus. Die Here sal besluit. Die Here sal volbring, sê Job, wat oor my besluit is. 'n man wie die calamities oorgekom het, wat hy oorgekom het, sy vee verloor het, sy diensknegte wat doodgemaak is, sy 10 kinders op wie die huis in mekaar geval het, toe hulle daar partytjie hou, sy vrou kom na hom toe en sê vir hom, hoekom vervloek jy nie net God en sterwe nie? En hierdie man sê, jy praat soos 'n dwaas vroumens, as ek uit sy hand die goeie ontvang het, waarom nie ook die slegte nie? Laat niemand tog vir u sê, daar sal net goeie goed u pad langs kom. Ons lewe gaan jou disillusioned los, want lewe gaan jou laat verstaan, die slegste goed gebeur met die beste mense, en die beste goed gebeur met die slegste mense. Dis 'n feit van lewe. En hierdie God is 'n waarmaker van sy woord. Copernicus, meer as oorwinnaars. En hulle wie rejoice omdat jy op die kruitvloer van lewe lê, hulle moet versigtig wees. Want daar staan ook geskrywe, die regverdige val 7 keer. En die Here rig hom op. Micha sê, moenie oor my gloat nie, my vyande, want al het ek geval, ek staan weer op in die krag van die Here. Vat al die tyd wat jy nodig het om te recover, maar staan net nog eenmaal op. Laat mense sê wat hulle sê. Daar is 'n God wat jou nie begewe. Daar is 'n God wat jou nie sal verlaat nie. Op 'n mooi môre breek die son weer deur. Kan nie vir altyd reën nie. Die natuur wys dit. Seisoene verander. Winter kan nie langer vertoef as wat hy moet nie. En hy ruil ook nie om met lengte nie. Seisoene kom nog in dieselfde orde. En seisoene het 'n bepaalde tyd. Daarom wil ek vir u sê, moenie my oordeel in 'n swak seisoen nie, want seisoene draai weer. Moenie my oordeel in herfs, lyk alles mos lelik, die bome het die blare nie, als val af. Moenie laat ons mense oordeel in hulle herfs nie, want hulle somer breek weer aan. Hulle somers breek weer aan. So, mense het baie te sê wanneer ons deur winter gaan, want in winter gebeur niks mos bo kan die grond nie, alles gebeur onder die grond. En in ons winterseisoene lyk ons soms bietjie belaglik, ons lyk bietjie onbeholpe, ons lyk lomp. In ons winterseisoene lyk ons so pateties en so aardig, en mense wonder, is hy nog 'n kind van die, ek gaan net deur 'n winter. But don't judge me in my winter. Summer is coming. I said summer is coming. Summer is coming. En as iemand in 'n winter is vanmôre, jou somer is op pad. Ons bly meer as oorwinnaars. Deur Christus, wie ons die krag gee. En terwyl ek onder lê, staan hy bo oor my. Halleluja. Ek wil dink ek Pastor Bjorn, as jy my toelaat,
'n gebed doen vir iemand wat dalk hier sit en sê, pastoor, dit voel moeilik hier by my. Iemand wat dalk sê, pastoor, ek weet hoe lank ek nog gaan uithou nie. Iemand in hierdie gehoor wat dalk sê, pastoor, ek weet nie of ek die krag het om hierdie ding te gaan survive nie. Ek wil vir so 'n persoon bid. En sommer net in die geloof langs jou te kom staan. En saam met jou te roep na die God van Abraham en Isak en Israel. Ek wil mense nooi, nie vorentoe nie, jy hoef nie, jy kan net daar waar jy sit. As jy dalk die een is wat sê, ek moes hierdie woord hoor vanoggend, want ek was op die punt om op te gee. Ek wil saam met jou bid, want dis nie nou tyd om op te gee nie, jy het te ver gekom. Ek sê, jy het te ver gekom. Dit wat jy deurgegaan het, was te moeilik om nou op te gee. In fact, ander se toekoms is vasgebind aan jou. Gee jy op, is daar 'n klomp ander mense wat se lewens beïnvloed word. Jy kan dit nie wag, want ander se toekoms lê in die baarmoeder van jou verwagtinge. So we have to hang in there, because other people's futures are linked to my future. Jy durf nie opgee nie, daddy, want jou vrou en kinders kyk na jou. Jy durf nie opgee nie, besigheidsman, jy het al deur te diep water gekom. Jy durf nie los nie, kind van die Here, want daar's ander wie se lewens afhang van hoe jy jou krisisse gaan hanteer. En ek wil net bid vir 'n wysheid van God vandag, om ons te help, om ons weg te navigeer deur alles wat lewe na ons toe bring. En as ek hier voor u staan ek nie as 'n persoon wie al sy eentjies in 'n ry het nie. Nee, ver daarvandaan. Ek wonder soms, Pastor Bjorn, het hulle die regte keuse gemaak, maar dan sê ek, Here, laat u wil geskied in my lewe, myself en my vrou weet wat dit is om vir 20 jaar lank met 'n seun wat uitdagings sit met dwelms, en terwyl my vrou die diagnose kry van haar kanker, is dit dieselfde tyd dat hy na 3 jaar van skoon wees, gly hy terug in dwelms. So die perfekte storm slaan toe my huis. En my kerkraad wil vir my sê, sit eers, 'n recover net eers. Ek sê, dankie maar nee dankie. As die vyand kan sien om so te kom, laat ek hom wys wat ek in die Heilige Gees in staat is om te doen. Ek sê dankie maar nee dankie. Ek sal opstaan en ek sal die naam van die Here verkondig. Ek doen dit tydig en ek doen dit ontydig. En hulle sê, okay, ons sien, ons gaan nie jou kop geswaai kry nie. Ek sê, of course nie. Want ons is nie hier om te back off nie. Nee, ons staan, en as ons dan 'n hou op die ken moet vat, dan vat ons dit. As ons bloedneus hier uit moet kom, dan kom ons bloedneus hier uit. Ek mag 'n ronde verloor, maar die geveg gaan ek wen. Ek mag die ronde verloor, maar die geveg gaan ek wen. Het ek oorwinnaars in hierdie huis? Ons verloor sommige rondes, maar die geveg gaan ek wen. En ten slotte wil ek u dalk net inlaat in hoe ek dit doen. In 1974, in Kinshasa, kom 'n swaar gewig bokskampioenskap van die wêreld af. Die geveg was genoem The Rumble in the Jungle. George Foreman was die swaar gewig bokskampioen van die wêreld, en sy uitdager is Muhammad Ali. Muhammad Ali se afrigter Angelo Dundee het 'n strategie uitgewerk vir die geveg. Die strategie was genoem rope-a-dope. Dit sou beteken dat Ali moes vir die eerste 7 rondes net teen die toue beklei.
En hy moes George Foreman uitput. En wanneer u daar die geveg gaan na kyk, sal u sien, Ali beklei vir 7 rondes teen die toue. En George Foreman slaan hom met alles wat in hom is. En Ali se ondersteuners het die arena verlaat, want ek meen, dis duidelik wie die geveg gaan wen. En hulle wie gesê het, ons kom vir Ali, hulle gee toe pad, want hulle sê, kyk hoe slaan George Foreman vir Ali, hy sal nooit herstel nie, dis 'n kwessie van tyd voor Foreman hom uitslaan. Maar in die 8ste ronde, van nêrens af, slaan Ali 'n kombinasie van houe, en die volgende oomblik lê George Foreman uitgeslaan op die kruitvloer, hy's nou nog uit. Ek wil vir u sê, hoe staan ons? Jy sien, Foreman, Pastor Bjorn, het nie rekening gehou met die elastisiteit van die toue. Elke hou wat hy Ali teen die toue slaan, het die toue hom teruggegooi in die geveg. En Foreman slaan hom teen die toue, en die elastisiteit van die tou gooi Ali terug in die geveg. Dit is wat gebed doen. Gebed is die toue van die kruitvloer van lewe. En soos die vyand my slaan teen die toue, dis die toue wat my teruggooi in die geveg. Ek wonder of ek bidders hier het wat weet wat is dit om teen die toue te beklei. Dit is juist die toue wat Ali teruggegooi het in die feit. En dis wat gebed in my lewe doen. As die vyand slaan, val ek terug op die toue, en dis die toue wat my terugsit in die geveg. En ek vir die duiwel kan sê, hey, hier's ek weer met my rooi rok voor jou deur. No retreat, no surrender. En in die 2005 wêreldbeker, waar François Pinaar die Webb Ellis trofee omhoog gehou het, die halfeindstryd was gespeel teen Frankryk, en die Springbokke het 'n stit gehad met die naam van Bali Swart, en in die doodsnikke van die wedstryd is daar 'n skrim by die doellyn van die Springbokke. En toe hulle sak, toe sê Bali vir sy hakker en sy ander stit langs hom, hulle kan ons afdruk en hulle kan ons opdruk, maar ons word nie teruggedruk vandag nie. Hulle kan ons afdruk, hulle kan ons opdruk, maar ons word nie teruggedruk nie. Ek het kom verklaar in hierdie huis vanmôre, die vyand moet dit weet, jy kan my opdruk en jy kan my afdruk, maar jy gaan my nie terug. Jy gaan my nie terugdruk nie. Ons het te ver gekom om nou op te gee. En as u wil staan, kan u gou staan. Ek wil sommer net in die geloof, in gebed langs jou kom staan. Baie dankie meneer. Baie dankie. As daar nog van u is wat voel, pastoor, dink aan my vandag in my eie krisis en in my eie storm. Halleluja. Dis reg, dis reg. Is oké, jy kan staan, dis fyn. Ek gaan sommer net vandag my geloof sit by jou geloof, en ons gaan saamroep na die Here. En so, Vader, ken u elkeen wat voor u staan. U sê dat die hare op ons kop is getel. U is die hartekenner en die niere toetser. U weet wat ons nodig het nog voordat ons vra. Hier staan mense voor u met unieke uitdagings, Here. Maar vanmôre in die naam van Jesus spreek ek deurbrake, ek spreek oorwinning. En ja, uitspattige oorwinning. In die naam van Jesus, ek
bid dat u eie so sal seën, dat die geseënde sal sê ons is geseën. Ek bid in die naam van Jesus vir 'n mammy en 'n daddy wat met 'n krisis worstel in die huis. Ek bid in die naam van die Here, draai die gety om in die magtige naam van Jesus. Ek bid vir iemand, Here, wie sê ek hardloop op my laaste. Ek kan nie regtig meer nie. Ek weet nie meer hoe nie. Ek wil bid in die naam van die Here, as u sê, wat sal my skei van die liefde van Jesus? Geen hoogte, geen diepte, geen engele, geen magte, geen teenwoordige of toekomende dinge. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. En ek bid daarom, Vader, vir die stille versekering van môre in iemand se hart. Niks kan my skei. Nie eers hierdie ding wat my wil bang maak nie. Niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Ek bid nou, Here, en ek kom staan langs iemand in die geloof vanmôre. Daar staan geskrywe, waar 2 van julle saamstem oor enige saak, sal dit hulle ten deel val van hulle Vader wat in die hemel is. Here, daar staan ook geskrywe, 1 van julle sal 1000 op die vlug jaag, en 2 van julle sal 10.000 op die vlug jaag. Ek kom staan in die geloof langs 'n mammy, ek kom staan langs 'n pappa, en in die naam van die Here bid ek, Here, verhef u aangesig oor my, Here, laat u aangesig skyn oor iemand vanmôre, en laat daar lig deurbreek in iemand se donkerte, rigting in iemand se verdwaaldheid, heelheid en gesondmaking in iemand se siekte. Ek bid dat u deure oopmaak wat andersins gesluit was. In die naam van Jesus, dat u poorte ontsluit, koperdeure en ystergrendels stikkend slaan. In die magtige naam van die Here, laat die kettinge val, Here, en laat die slotte oopgaan, Here, en laat die deure oopgaan, in die magtige naam van Jesus, die God van Abraham en Isak en Israel. Ek spreek oor elkeen wat hier staan, uitbundige oorwinning, uitspattige oorwinning, in die naam van die Here, 'n buitengewone groot oorwinning. Ek spreek dit oor die eie, en as u dit ontvang, sê saam met my, Amen. Ons gaan, as ek reg is, pastoor, gaan ek net aansluit. Thank you. Ons is ook saam hier vanoggend om te deel in die vreugde en die dankbaarheid van ons broeder Van der Poel, wie ons vanoggend gaan orden as pastoor binne die AGS van Suid-Afrika. En ek wil tog vra dat hy en sy eggenoot net hier voor by my sal kom stelling inneem. Amen. Aangename kennis. Halleluja. Ek het is dit verlede maand 'n klompie babas aan die Here toegewy. En toe sê ek, hierdie gemeente van ons is vrugbaar. En ons vermeerder. Ons is saam met u dankbaar vir hierdie dag in u lewe. Geliefdes, ons het hier by mekaar gekom om ons broeder Van der Poel en sy eggenoot vir die belangrike taak wat aan hulle toevertrou is, aan die Here wat hulle tot hierdie diens geroep het, op te dra. Ons glo dat die onderrig van oud en jonk in die waarheid van die skrifte
'n noodsaaklike verantwoordelikheid is. Hierdie verantwoordelikheid moet in die naam van die groot leermeester en Here Jesus Christus vervul word. Van hom is hulle vir die uitvoering van hul taak so afhanklik en aan hom wy hulle self in hierdie oomblikke toe. Ons verwelkom hulle en ons waardeer hulle opofferende diens. Ons verseker hulle dat hulle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Ons bid vir hulle dat hul diens deur die redding van kosbare siele vir die koninkryk van God bekroon sal word en dat hulle godvrugtig in die Here mag wandel. Ons het nie nodig vandag om u getuienis aangaande u bekering, roeping tot die bediening en aanvaarding van hierdie ordening vrae te stel nie. Ons glo dat die roeping tot die Christelike bediening in 'n spesifieke sfeer van diens van beide God en die gemeente uitgaan. Die gemeente moet op toegewyde wyse God se wil soek. En dit kan alleen geskied wanneer die gemeente die geroepene ontvang en die geroepene as gevolg van 'n Godgegewe innerlike drang op daardie beroep reageer. Ek gaan net 'n paar vragies vra, broer Van der Poel. U kan maar net antwoord met die genade van die Here. Sal ek. Glo u met u hele hart dat u van God geroepe is tot die bediening en tot herder van die kudde van die Here. Amen. Beloof u om u taak en opdrag met getrouheid en toewyding te volbring. Om in die woord van God te onderrig en dit te verkondig. Om die gemeente in aanbidding voor te gaan, die ordonnansies te bedien, op die kudde waaroor die Here u ook aanstel ag te gee en die werk van 'n evangelis te doen. Hoe antwoord u? Amen. Geagte gemeente, ek rig my nou tot u. Erken en ontvang u ons broeder Van der Poel in hierdie gemeente en beloof u om aan hom ook die nodige eerbied en ondersteuning te verleen. Indien u antwoord hierop ja is, word u nou vriendelik versoek om op te staan. Kom ons staan net so. Broeder Van der Poel, aangesien u deur die Heilige Gees tot die bediening geroep is en aangesien die Heilige Gees wat hierdie gemeentes gespreek het sonder ons u nou af tot die diens waarvoor u geroep is, en verklaar ek nou in die naam van ons Here Jesus Christus as behoorlik bevestigde pastoor van die AGS gemeente
van Suid-Afrika. Die Here sal jou seën en die Here sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Halleluja. Hoe sê hulle, as iemand getrouwd? The powers vested in me, I now pronounce. Halleluja. Ja, ek het aan powers ook hoor. Ek het aan powers as NLF lid, so namens die kerk van Suid-Afrika, wat ek verteenwoordig, ontvang ons u in die pastoraat. God bless you. Halleluja. Voor Pastor Bjorn is dit reg is dat aangesien die beheerraad die agent van die gemeente is, sal dit dalk net reg wees as die beheerraad net 'n handdruk van verwelkoming in die nuwe status. Kan ons net dalk hulle 'n handdruk gee? En is nou amper soos by 'n troue, dan moet ons nou vorms ook nog teken. En die konstitusie sê, dit moet by die ordeningsgebeurtenis plaasvind. So ek het die vorms hier, ek het die pen hier, so ons dalk net 'n tafel iewers kan. Is dit reg so, pastoor? Kan ons een reël? Amen. Die worship team kan maar opkom ook. Theo, julle het so pragtig gedoen. Ken julle daai koortjie, for you I am praying for you. Gee ek nou my ouderdom weg is. Halleluja. Enigiets wat julle gepas vind? Die oorwinningslied. Oor die een wat ons gesing het. Ons gaan u net 'n handdruk van verwelkoming gee sodra die pastoor by ons is. Halleluja. Amen, amen. As die bestuur van die gemeente hier is, kan ons net hulle lekker warm handdruk van verwelkoming gee as 'n simbool en gebaar dat die gemeente ontvang u as pastoor. Halleluja. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof
dis my voorreg om hierdie ordeningssertifikaat aan u te oorhandig namens die NLF, die leierskap van die AGS van Suid-Afrika. Welkom. God bless you. Amen. Gee om net na die gehoor te draai asseblief. Familie, ek stel aan u voor pastoor en juffrou van der Poel. Amen. Amen. Pastoor, ek dink my taak is klaar vir die oggend. Prys die Here, ek het lanklaas so hard gewerk, maar okay. Kan jy jou hande uitsteek na pastoor Ellen toe, voordat ons hom 'n hand gee? Sy vrou, pastoor Ellen, ek wil julle bemoedig in hierdie huis. Ek sien hulle is nie hier nie, maar ons het 'n wonderwerk in hierdie huis beleef met daardie selfde borskanker. In minder as 'n jaar het die Here wonderbaarlik kom aanraak. En ons bid daardie salwing wat in hierdie huis is, op ons suster Renée en die Spies gesin, mag julle daardie wonderwerk, en soos wat jy sê, onder daardie druk, is daar 'n Heilige Gees. 'n Paar weke terug het ons gepreek, winde en storms, en ek het amper presies dieselfde gebruik. Dit maak nie dat ons nie deel as ons die storm sien, soos wat die disippels die storm gesien het. En toe Jesus op die see aanloop, is hy nie op spieelglad water nie. Hy's deel van die storm. Hy's deel van julle storm. En hy sê, klim uit. Hou net jou oë, julle kan beter as Petrus wees, julle kan op die water loop, in die storm, en hy saam met jou in die storm, en julle in die storm. Kan ons hande uitsteek, dat ons oor hulle bid, nie net vir die genesing natuurlik ook, maar vir hulle wat in die bediening staan, en ons streek bedien. Ek dink ons was gebless vanoggend, kom ons bid. Dankie Here, vir hierdie woord uit die hemel uit vanoggend. Dankie Here, dat U kom praat het met ons. Here, dat ons nie alleen is nie. Here, maar onder die druk is daar 'n Heilige Gees wat saam met ons staan en saam hierdie gewig saam van die lewe kan optel. Dankie Here dat dit 'n tydige woord was, 'n woord in seisoen vir ons as Klein Karoo gemeente, maar ook vir elke individu wat hier gesit het. Weet ek Here, mense wat deur groot swaarte gaan, groot druk gaan. Here, dat U vir elkeen 'n werklikheid sal word, dat U daardie gewig sal optel. Here, maar so kom bid ons vir die Spies gesin, Here. Ons vra, Here, dat U genesende krag oor ons suster Renée sal rus, Here. Ons bid en ons spreek oor daardie kanker. Jy het geen reg, geen plek, jy het geen strategie. Ons verklaar sy planne tot niet in die naam van Jesus, en ons spreek met daardie kanker, en ons sê dat jy sal doodgaan in jou wortels in. Here, en ons vra dat U genesende krag oor haar sal vaardig raak, en dat U haar sal aanraak, en dat dit 'n getuienis sal wees van die God wat nog steeds genees, soos wat U die lammes laat loop en die blindes laat sien het. Here, weet ons, Here, U raak haar aan, en Here, daar sal 'n getuienis wees van Pakkelsdorp af, dat die Here het my kom aanraak, Here, en ons bid, Here, daardie genesende salwing en krag wat uit hierdie huis uitvloei, Here, bid ons oor haar af, Here, en ons vra Jesus dat U sal seën en sal oprig. Ons bid oor hulle leierskap dat U hulle grondgebied sal vergroot. Here, daar waar hulle beweeg, sal hulle 'n nuwe land inneem. Here, en sal baie ander sal met hulle inloop in die land in, Here, wat U vir hulle beloof, Here. Ons loof
loof en ons prys U naam en ons sê dankie vir 'n leier wat opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my, en dat U daardie tyd, Here, wat hy insit in die koninkryk in, Here, dat U altyd vir hom sal vermenigvuldig, soos wat net U kan, Here, oor hulle gesin, oor hulle huis. Here, dit wat die vyand op hulle beplan, sal niks uitrig nie, en hy wat op hulle aanval, sal oor hulle val. Dankie Jesus vir U krag oor hulle as gesin, in die naam bo alle name. Sy naam is Jesus Christus, is 'n sterk toring en 'n krag en 'n heerlikheid wat altyd daar is vir ons, Here. Maak nie saak wat nie, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen en amen.